Ons doen dinge so 'n bietjie anders vanoggend en ek weet van julle is mal oor verandering en van julle glad nie. So waar jy jouself ook al bevind op hierdie skaal van hou van verandering of nie, as jy op daai uiterste is waar jy sê ag nee, hoekom verander julle aan goed wat ek geniet? Haal geasem net, haal diep asem, geniet die verandering saam met ons vir 'n oomblik en vir 'n oggend. En vir die van julle wat dit geniet dit ons sommer ekstra baie. Maar ek wil eers vanoggend met jou gesels en dan gaan ons saam nagmaal gebruik en dan gaan ons saam aanbid. So 'n bietjie anders as wat ons dit gewoonlik doen. Maar ek het my hart ervaar so 'n paar weke gelede al met ons voorbereiding na hierdie oggend toe dat ons dinge so 'n bietjie anders moet doen. So ek het regtig hieroor gebid en ek glo dat dit is hoe die Heilige Gees dinge vanoggend wil doen. So bly so 'n bietjie bidend saam met my. Ons het nog 'n paar baie mooi en kosbare oomblikke wat voor ons lê, maar ek wil eers 'n gedagte by jou los. Ons is in ons reeks van Back to the Future. Ek dink ons is al hier by week 3, as ek dit reg het. Net so vinnig as jy by ons kuier en nie weet waarvan ek praat nie. Ons is in 'n reeks waar ons terugverwys na daardie flieks. Daar was 3 van hulle daar in die 80s. Eerste een so in 1985. Daar is die prentjie van daai 2 karakters wat die vermoë gehad het met daardie time machine van hulle, daardie cool kar wat hulle gehad het hulle die vermoë gehad om so in tyd terug te kan beweeg en dan in die toekoms te kan vorentoe beweeg en allerlei avonture te beleef so terug in tyd of vorentoe in tyd. So ons wil so 'n bietjie daaroor gesels en daai konsep deurtrek in hierdie reeks in waar ons net so 'n bietjie ons weer bewus wil maak van die belangrikheid van besluite. Die besluite wat ek nou neem het 'n impak in waar ek oor 'n jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar van nou af is. So dis belangrik dat ek bewus bly van die belangrikheid van hierdie oomblikke van besluite wat ek nou neem, want dit het 'n impak. Net soos besluite wat ek 10 jaar terug geneem het, 'n groot impak gehad het in waar jy jouself vandag bevind. So dis so 'n reeks. Ons het nou nie 'n time machine nie en ek het mooi gevra in week 1 as jy een het, kom praat met my. Niemand het kom praat nie. So of jy steek hom weg of jy wil nie met my praat daaroor nie. Maar ons kan nie in tyd terugbeweeg nie, maar ons kan bewus raak van nou en vorentoe kyk. En ons weet nie wat vir ons beskore is nie, ons weet nie hoe lank ons nog hier is nie. En ons hanteer elke oomblik as kosbaar en elke dag is genade. Maar ons kyk vorentoe asof daar vir ons nog 5 jaar, nog 10 jaar voor lê. En daarom is hierdie oomblikke belangrik. Want ons moet bewus wees hiervan en vanoggend wil ek weer hier by stil staan. Maar ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra en ons het al vanoggend met ons vrywilligers saam nagmaal gebruik en ek het 'n bietjie met die aanbiddingspan gepraat voor ek uitgekom het. Maar daar's een vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra en ek wil nie regtig vir jou preek nie, ek wil meer met jou gesels vanoggend. En ek dink dit is meer 'n ervaar oggend as 'n dalk 'n woord hoor en 'n boodskap hoor oggend. Ek wil vir jou 'n vraag vra vanoggend en dit is: hoe lyk jou verhouding met God? Dit mag nou 'n baie vreemde vraag klink op 'n Sondagoggend vir 'n klomp gelowiges. Maar hoe lyk jou verhouding met God? En ek weet ons definieer dit dalk anders en ons sal dit anders bewoord as ek by elkeen van julle sou gaan sit het. Maar hoe lyk hierdie verhouding met God? Want dis 'n verhouding. Dis nie godsdiens nie, dis nie rituele nie. Dis nie wat ons geleer is hoe kerk moet lyk nie. As ek vir jou vir 'n oomblik vra, stroop gou alles weg. Stroop gou alle godsdienstige dinge weg. Dink jou in dat Missionary gemeente nie bestaan nie. Ons kom nie bymekaar op 'n Sondagoggend soos hier nie. Daar is nie bedieninge nie. Daar is nie klein groepe nie. Daar is nie oomblikke van bymekaar kom nie. Daar is nie 'n Bybel in jou hand nie. Kom ons vat hom 'n stapjie verder. Dink aan almal in die vervolgde kerk. Ek onthou toe ek daar onder die Chinese kom, tussen die Chinese kom, hoe kosbaar 'n Bybel is, want hulle het nie Bybels nie. En Bybels is iets waarmee jy nie kan rondloop daar nie, want die vervolging maak dit onmoontlik. So jy moet hoofstukke memoriseer en hulle maak beurte om verskillende hoofstukke te memoriseer wanneer hulle Bybel in hulle hand het, dan moet hy al weggesteek word. En dan sê hulle die woord vir mekaar op, so hy's diep in jou hart. So hoe gaan jou verhouding met God lyk as jy nie 'n Bybel het wat jy kan lees nie? Niemand vir jou preek nie. Niemand langs jou inkom nie. Alles word gestroop en is net jy
en die Here vanoggend. Hoe lyk dit? Hoe lyk jou verhouding met God dan? Want dis die antwoord wat jy moet gee op daardie vraag, want dis wat ek eintlik wil weet, is hoe lyk daardie verhouding met God? Want dis 'n verhouding. Dis 'n verhouding soos wat ons met mense het. Tussen 'n getroude man en vrou, hierdie huweliksverhouding, dis hierdie intieme, kosbare verhouding tussen God en mens, en ons gaan nou nagmaal saam gebruik en opnuut net herdenk en dankbaar wees en onthou wat gedoen is van God se kant af, dat verhouding tussen God en mens moontlik is. So van God se kant af is daar hierdie alles in plek gesit, oomblik vanoggend, vir verhouding. Maar as ek moet omdraai, hoe lyk dit in jou lewe? Waar spandeer jy die tyd? Hoe lyk die tyd? En ek wil jou nie laat skuldig voel vanoggend nie. Ek wil jou net na hierdie spasie toe vat, sommer vroeg op 'n Sondagoggend en vir jou vra, hoe lyk dit? Ek is dalk ekstra op hierdie spasie. Ons het nie 'n paar weke gelede geweet dat ons gister vir Martin Nel sou begrawe nie. Verlede naweek is hy oorlede, ons het gekommunikeer aan die gemeente. Gister het ons 'n emosionele dag beleef, saam met iemand wat vir baie jare in hierdie gemeente getrou gedien het. So 15 jaar 'n stryd met kanker gehad het. Is nie geweet van die emosies van hierdie week nie. So ek dink, dalk is ek op 'n ekstra emosionele plek, so verdra my met dit ook. Maar ons as gelowiges, ons weet hoe belangrik is dit om die Here lief te hê. In Matteus 22, is nie eens op die skerm nie, ons ken die skrif. Toe die fariseërs by Jesus kom en hom vra, wat is die grootste gebod? Toe sê hy vir hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die eerste en belangrikste opdrag. En dan voeg hy by, die tweede, ewe belangrik, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy sien, ons droom oor 5 jaar, ons droom oor 10 jaar van nou af, en ons wil besluit te maak nou wat 'n impak gaan hê dan. Maar dis net as jy op hierdie plek kom waar jy in verhouding met God staan, leef en in hierdie verhouding met God die regte besluite maak, dat jy op 'n gesonde, heel veilige, regte plek kan wees oor 10 jaar van nou af, of hoegenaamd op 'n plek kan wees waar God jou wil hê oor 10 jaar. As jy naby hom nou is, en as jy 'n besluit vanoggend maak om naby hom te leef. So hier is 'n belangrike oggend. Dis 'n besluitneem oggend. Dis 'n oggend waar jy hierdie vraag moet kan antwoord op watter manier ook al. Hoe lyk jou verhouding met God? Ek wil jou vat na Lukas 10 toe. Daar vers 38. Ons ken hierdie gedeelte goed, ek hoef my eintlik nie eens te lees nie, maar ek wil hom vir jou lees. Vers 38, Nuwe Lewende Vertaling, sê soos volg. Hy sê, toe Jesus en sy disippels hulle reis na Jerusalem voortsit, het hulle in 'n dorpie gekom waar 'n vrou Martha hulle in haar huis verwelkom het. Haar suster Maria het aan die Here se voete gesit en luister na wat hy hulle leer. Maar Martha was bekommerd oor die groot ete wat sy besig was om voor te berei. Sy kom toe na Jesus en sê, Here, lyk dit darm nie vir u onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek al die werk doen nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here het haar geantwoord, Martha, Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Daar's regtig net een ding wat nodig is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek en ek gaan dit nie van haar wegneem nie. Ek wil jou nou vat na 'n tweede gedeelte toe wat ek vir jou wil lees, maar net gou hierdie eerste gedeelte. Maria maak 'n keuse. Maria besluit in Jesus se teenwoordigheid om by sy voete te gaan sit. 'n Paar dinge hier wat besonders is. Eerstens die feit dat sy as 'n vrou gaan sit by die voete van haar leermeester. Want jy sien, dit was die plek van 'n disipel gewees, waar disipels van daardie tyd gaan sit het by 'n rabbi se voete, 'n leermeester se voete. En baie keer het Jesus op 'n plek gekom en dan het hy lering gegee en gepraat en dan het die disipels hier om hom gesit. So dit was die algemene gebruik in daardie tyd van 'n volgeling van 'n rabbi of van 'n leermeester om te kom sit by daardie leermeester se voete, om te kom leer, om te kom luister. So vir Maria om daar te kom sit as 'n vrou was ietsie ongehoords. Maar weer 'n keer, dit wys Jesus se hart en sy verhoudingshart. En Maria maak 'n keuse en sy besluit om daar by Jesus se voete te gaan sit. Ons praat so baie in ons gemeente oor Matteus 28 vers 19 en
Dit is so ingeweef in ons as gemeente en in ons naam teen ons muur as Mission Day gemeente. Ons wil besig wees met God se werk, God se missie, God se sending. Ons wil disippels wees, ons wil disippels maak, ons wil doen waarvoor hy ons geroep het. Maar net gou om na Maria toe terug te kom, wat as 'n disipel by Jesus se voete gaan sit, wil ek vanoggend weer vir jou hierdie vraag voor jou sit van, hoe lyk jou verhouding met God? Want ons almal wil disippels maak, maar jy gaan nooit disippels kan maak as jy nie disipel is nie. En jy kan nie disipel wees as jy nie verstaan hoe belangrik dit is om by Jesus se voete te kom sit nie. Want die oomblik as jy daar kom sit, dan erken jy hom vir wie hy is. Skielik is daar 'n intieme verhouding. Jy's by sy voete. Jy's daar waar jy kan hoor wat hy sê. Jy kan sy hartklop ervaar. Jy kan sy emosie ervaar. Jy kan hoor wat hy wil hê. Jy kan hoor wat hy vir jou wil sê. Jy kan ook vir hom sê wat in jou hart is. Jou bekommernisse na hom bring en raad vra. En daar's hierdie interaksie en dis hierdie persoonlike verhouding tussen 'n disipel en Jesus. En voor ek en jy kan droom om impak te maak by jou werksplek, by jou huis, by jou kinders, voor ons enigsins kan dink om hierdie opdrag uit te voer, om te gaan Jesus wees of wys daar buite, moet daar 'n oomblik wees waar ons verhouding so sien, gestroop van alles, alle godsdiens, alles, ek by Jesus se voete, wat sit, 'n intieme oomblik, ek en hy. Ek wil so gereeld as wat ek kan daar wees. Dis wat ons bedoel wanneer ons praat van stilte tyd, van jou binnekamer verhouding. Dis daardie oomblik waarna toe ek verwys. Jy en Jesus alleen by sy voete. Jy sit, jy's daar kan jy huil, daar kan jy lag, daar kan jy dankbaar wees, daar kan jy jou hart oopmaak. Maar nou is jy nie afhanklik van iemand anders se opinie nie. Jy is nie afhanklik van 'n kultuur van 'n gemeente nie. Dis jy en jou God alleen. En dis wat Maria hier beleef. Sy maak hierdie besluit en sy gaan sit by sy voete. En ons weet dat 'n pa of 'n ma, en ek kan baie voorbeelde noem vanoggend, maar 'n pa wat weet en gereeld by Jesus se voete sit, maak anders kinders groot. 'n Ma wat gereeld by Jesus se voete sit en tyd by hom spandeer, maak anders groot. 'n Man en 'n vrou in 'n huwelik waar die man tyd by Jesus se voete spandeer, die vrou tyd by Jesus se voete spandeer, hanteer mekaar anders. Oupas en oumas. 'n Oupa of 'n ouma wat die belangrikheid verstaan van tyd by Jesus se voete, bid anders vir kleinkinders. Daar's iets anders hier binne in jou wat oopbreek. En so kan ek aangaan, besigheidsmanne wat weet hoe dit is om by Jesus se voete te sit en tyd te spandeer, doen anders besigheid. Verstaan God se koninkryk anders. Alles is anders. Maria verstaan dit, sy gaan sit by sy voete. Sy maak vir Jesus prioriteit. En ek dink ons sukkel soms om te prioritiseer. Daar's so baie dinge wat belangrik is. En net terug na die gedeelte toe. Martha skarrel rond, sy moet vir hierdie mense kos maak, dis hierdie disippels wat daar is, honger geloop, honger bedien, kom daaraan. Sy as gasvrou is net bekommerd dat almal moet eet en sy skarrel rond, is sommer vies vir haar sussie wat lekker by Jesus se voete sit. En het gedink dat Jesus vir Maria gaan aanpraat en sê, Maria gaan help jou sussie. Maar Jesus sê nee. Hy raas nie met Martha nie, hy is nie kwaai met haar nie, maar hy sê vir haar, Martha, jy kwel nie oor so baie dinge, maar daar is een ding wat nou prioriteit is. En Maria het dit gesien. Maria verstaan dit. Daar is een ding wat nou prioriteit is. Onthou, daar is so baie dinge wat belangrik is, in ons lewens ook, in daai oomblik ook. Ja, ons moet eet. Ja, kos moet gemaak word. Maar ek is nou hier. En kom sit by my voete. Kom spandeer 'n oomblik. Ons kan nou kos maak. Ons kan nou eet. En in ons lewens ook, daar's soveel dinge wat belangrik is. Daar's soveel dinge wat aandag verg. En alles is belangrik. Die kinders is belangrik. Jou man is belangrik, jou vrou is belangrik, jou werk is belangrik. Jou gesondheid is belangrik. Alles is belangrik. Maar niks kan belangriker wees as die prioriteit om by Jesus se voete tyd te spandeer nie. Want anders gaan Mission Day gemeente net iets wees wat ons gaan jaag vir die volgende 10 jaar. En oor 10 jaar weer hier sit en terugkyk en sê, ons het so baie bereik dalk. Ons het so baie boksies getik en ons kon gemeente wees en ons kon dinge doen en mekaar beleef, mekaar geniet, mekaar aanmoedig, mekaar bemoedig. Maar dit gaan bestaan uit individue wat
alleen tyd by Jesus se voete spandeer en dan so saamkom nie, dan het ons nie gewen nie. Want dit is al maniere ons gaan impak maak. En kan impak maak, daar waar ons gaan. En oral waar ons gaan, dan disippels kan maak. Want daar is iets hier gebreek, hier binne in jou. Dit is amper hierdie prentjie soos 'n boer op 'n plaas. 'n Gemeente wil oes. 'n Gemeente wil 'n oes sien. Gemeente wil sukses sien, wil getalle sien, wil soveel mooi dinge sien. Maar daardie oes bestaan uit individue wat moet saai. Individue wat moet begin by Jesus se voete. Verstaan, sien, dis wie ek is, dis my plek in die liggaam, dis waarvoor hy my geroep het. En dan is hierdie intieme, diep liefde. Nou sien ek anders, ek verstaan anders, ek glo anders, ek hoop anders. As dit nie so is nie, as 'n gemeente soos hierdie, wat deel van die liggaam van Christus is, nie bestaan uit individue wat 'n intieme persoonlike verhouding met Christus het, as disippels by sy voete nie, raak hierdie 'n gevaarlike plek. Dit kan 'n klap word, dit kan 'n klik word. Dit kan 'n plek van skinder word, dit kan 'n plek van seer kry word. Dit kan 'n plek word waar ons mekaar kyk op 'n manier wat ons nie moet nie. Waar ons antwoord gee, waar ons antwoord neem. In plaas van 'n plek wat die Bybel sê, wanneer 'n ongelowige instap, moet hierdie juist die plek wees wat geken word aan die liefde onder mekaar. En dit moet uitstaan, en dit kan net uitstaan as die individue tyd by Jesus se voete spandeer. En mag dit vir jou so wees, mag jy van daar af vorentoe kyk. Mag dit 'n oomblik wees waar jy nie net kop onderste bo besig is met alles wat belangrik is en Jesus nie prioriteit maak nie. Want dan jaag jy na wind. Dan is niks regtig belangrik wat jy doen nie. Alles is belangrik. Ek wil jou vat na 'n tweede gedeelte toe. In Markus 3 en ek wil dit vinnig lees. Ons gaan by die nagmaal uitkom. In Markus 3 is 'n baie hartseer gedeelte. 'n Wonderwerk gebeur, dit is wonderlik. Maar ten spyte wil ek amper sê van daardie wonderwerk, is dit 'n hartbreek oomblik. Want dit sê iets van kerk. En dit sê iets van hoe kerk kan lyk as ons nie in Jesus se teenwoordigheid is vir die regte rede, vir die prioriteit wat dit moet wees nie. En lees dit saam met my. In Markus 3 vers 1 begin en hy sê, Jesus het weer na die sinagoge toe gegaan. Kom ons noem dit die kerk van daardie tyd, die sinagoge. Jesus gaan kerk toe. En daar by die sinagoge was 'n man met 'n misvormde hand. En omdat dit op die Sabbat was, het Jesus se vyande hom fyn dopgehou. Julle gaan dit nou sien ook terloops. Jesus se vyande was die Fariseërs. Die kerk, die geleerdes, die skrifgeleerdes, juist die geestelike leiers wat die volk moes lei, was die wat Jesus sien as sy vyande wat hom fyn dophou in die sinagoge. Sou hy die man se hand gesond maak? Indien wel, sou hulle hom kon aankla. Vers 3. Hy sê toe vir die man met die misvormde hand, kom staan hier in die middel. Daarna sê hy vir sy teenstanders, mag 'n mens goed doen op die Sabbat of kwaad? Is hierdie dag bedoel om 'n lewe te red of te vernietig? Maar hulle wou nie antwoord nie. Hou gou daar vas. Jesus vra in my woorde vir die kerk van daardie tyd. Wat is belangriker? Om die Sabbat te hou of om te sien dat 'n wonderwerk gebeur en 'n man se lewe vir altyd verander? En waar mense sou dink die kerk sou sê, nee, ons kan 'n bietjie wag met al ons reëls en regulasies. As hierdie man se hand kan gesond word, asseblief maak ieder se hand gesond. Ons kan nou weer aangaan met al ons reëls en regulasies. Maar hulle kan nie antwoord nie. Want hulle is nie daar om 'n man te sien genees nie. Hulle is nie daar om 'n wonderwerk te sien. Hulle is daar om Jesus te vervolg. Hulle is daar om foute te soek. Hulle is daar om 'n rede te soek om hom aan te kla. Vers 5, terwyl hulle so rondom staan, het hulle die een na die ander met verontwaardiging aangekyk. Diep bedroef oor die gevoelloosheid van hulle harte. Toe sê hy vir die man, steek uit jou hand. Hy het uitgesteek en sy hand het gesond geword. Kyk hierdie reaksie van die kerk van daardie tyd. Vers 6.
Dadelik het die Fariseërs uitgegaan en saam met Herodes se ondersteuners gaan beplan hoe hulle Jesus gaan doodmaak. Let gou op die twee uiterstes van hierdie skrifgedeeltes. 1, Maria honger om in Jesus se teenwoordigheid te sit. Al sê die reëls van daardie tyd wat. Sy kon gestaan het en gedink het uit die kombuis uit, dit sal dan so lekker wees om by sy voete te gaan sit, maar ek mag nie, want ek is 'n vrou. Die reëls van vandag sê ek mag nie. Ten spyte van die reëls, ten spyte van wat mense dink, gaan sit Maria, wat haar sussie dink, wat sy eintlik moet doen in die kombuis, gaan sit Maria by sy voete. En hier in Markus 3 is die Fariseërs, hierdie geestelike leiers, wat glad nie in die kerk is om by Jesus te wees nie. Hulle is daar om fout te vind. Hulle is daar om te wil aankla. En ek wil weer sê, hierdie is so mooi plek om te wees, en is so fantasties om deel van sy liggaam te kan wees, en is so voorreg. Maar kom ons verstaan ook die grote prentjie van hoekom ons 'n gemeente is, 'n geestelike familie is. Want ons kan rondkyk en eerder jaloers rondkyk op mekaar, as dankbaar saam met mekaar. Ek het al gesien, meer as een keer, ongelukkig, as iemand 'n nuwe kar sou hê op 'n Sondagoggend en vir die eerste keer by die kerk stop. Ek dink daar's meer jaloesie as wat daar saam met die persoon dankbaar is. Dis dan lekker. Sjoe, gaan goed by die Wesselse van 'n Nerwes, Nieuwouds, waar ook al, wie is daar nog? Waar? In plaas van om te sê, ons vier, ons is dankbaar. As ons hoor van goeie nuus, ons vier saam, ons hoor van hartseer nuus, trek ons laar en ons mekaar lief. Kom aan, ons is die gemeente. Daar's iets van by Jesus se voete wees, en smag na verhouding, voor ons kan enigstens droom oor hoe 10 jaar van nou af en waar gaan wees. En as jy daar 'n besluit maak, by sy voete, gaan dit anders lyk. Maar as jy gaan besluite maak, van enige ander plek af, gaan dit 'n moeilike 10 jaar wees van nou af. Dit is hartseer dat die geestelike leiers van daardie tyd in Jesus se teenwoordigheid kon wees, en nie geweet het wie hy is nie. Dit is vandag steeds moontlik, dat jy hier kan sit, vir al die regte redes op 'n Sondagoggend, tyd uitgekoop om hier te wees, maar nog steeds vir Jesus glad nie te ken nie. Jy kon hom dalk al dien vir 50 jaar, en hom nog steeds nie ken nie. Want is 'n oomblik by sy voete, oomblik waar alles breek, oomblik waar daar 'n opregte oomblik is, gestroop van alle pretensie, waar 'n sondaar kom kniel en sê, Here, vergewe my. En 'n hart wat glo, mond wat bely, is die enigste manier hoe ou gered word. En as jy dan daar tot bekering kom, Jesus ontmoet, en by sy voete bly, in verhouding met hom, vir jou lewe lank, en van daar af geestelik groei, en van daar af jou plek ontdek in die liggaam, en van daar af deel van die liggaam raak. Skielik is die liggaam gesond, skielik is jy gesond, skielik groei jy geestelik. En skielik kyk ons anders na mekaar, van hierdie plek, van intimiteit met hom. Ons vier mekaar. Ons is nie jaloers op mekaar nie. Ons dink voor ons antwoord gee. Ons dink voor ons antwoord neem. Ons dink oor die woorde wat ons mond uitkom, want die fondasie en die plek is anders. Ek wil vra dat die aanbiddingspan my kom aansluit. Ons gaan volgende nagmaal so 'n bietjie anders doen. Ons doen ons nou dinge anders. Kom ons doen sommer alles anders volgende. Ons gaan nagmaal nie vir jou kom bedien in die banke nie. Ons gaan na 'n lied luister en ons kan hom saam sing ook wanneer jy reg is. Ons gaan nagmaal so gebruik in hierdie lied. Mag jy uitnooi na die verskillende punte toe waar nagmaal is en vir jou vra om uit jou sitplekke uit te kom. Hiervoor, links en regs, is daar tafels, daar agter is tafels.
As jy nie kan beweeg nie, ek verstaan, dis ook soms die geval en jy verkies om eerder te bly sit, as jy baie welkom, dan kan jy net jou hand opsteek en die beleefspan is reg om jou te kom bedien daar waar jy is. Ons wil niemand oorslaan nie, ons wil nie vir iemand moeilik maak nie. Maar vir die wat kan, vir wie dit moontlik is, in hierdie oomblik van aanbidding, ja, ek het klaar gepraat, ek julle hoor my hart vanoggend, wil ek jou nooi, om erns te maak vir hierdie situasie, en 'n besluit te maak, en in daardie besluit, op te staan en uit te beweeg, en nagmaal te kom haal, en dit te gebruik hoe en waar jy wil vanoggend. Terug na jou sitplek toe, dalk saam met jou gesin, dalk alleen iewers, dalk wil jy jou knieë kom sak hier, dalk wil jy daar in jou bank op jou knieë sak, dalk wil jy stil raak iewers, dalk wil jy in die hoekie gaan staan agter die auditorium. Doen soos jy gemaklik is, maar maak dit 'n oomblik wat tel. Stroop gou alles rondom godsdiens in jou lewe en sien net vir jou en Jesus alleen. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Want van sy kant af, soos by 'n nagmaaltafel stil staan, is alles gedoen om verhouding moontlik te maak. Sy liggaam gebreek, sy bloed het gevloei, hy het gesterf daar die kruis, sodat intieme verhouding met hom moontlik is. Hy het hierdie gaping kom vul tussen God en mens vir altyd. Hierdie brug kom bou, hierdie intimiteit kom herstel. Maar die keuse bly myne en die keuse bly joune. Wat maak jy met dit? Die Fariseërs het hom geken. Die duiwel ken vir Jesus. Die demone ken vir Jesus. Hulle glo ook in hom. Gaan hulle nie red nie. Ek en jy kan al die kennis hê. Ek en jy kan weet van Jesus, kan hom ken. Maar daar is die oomblik waar geloof moet oorgaan in 'n besluit, in 'n daad, om 'n redding te bring en vergifnis te bring. Net te glo hy bestaan is nie genoeg nie. So vanoggend is hierdie intieme oomblik wat ek jou wil uitnooi. Strip alles, raak stil. Kom ons gebruik die nagmaal saam. Kom ons laat die Heilige Gees hier van binne af iets kom doen, iets kom skuif. Die nagmaal is die verhoudingsoomblik waar ons opkyk na God, verhouding herstel met hom. Ons kyk na mekaar, verhouding tussen mense herstel, dalk is daar iets op jou hart, iets wat jy moet vergewe, iets wat jy moet gaan jammer sê. En dan derde is die verhouding na binne toe, waar jy by jouself sal staan en sê, waar is ek met myself? Mag jy Heilige Gees jou lei na 'n baie besondere plek vanoggend in hierdie nagmaal ervaring. Ek wil vir ons bid, dan wil ek vir jou nooi om voor te kom met jou, vir jou nagmaal te kom haal. Hier waar jy is, kom ons bid saam. Vader, op hierdie baie kosbare spesiale Sondagoggend, is ons so bewus van u teenwoordigheid. So bewus van die prys wat betaal is by die nagmaaltafel vanoggend. Jesus wat sy lewe kom neerlê aan 'n kruis. Gebroke liggaam, sy bloed wat vloei, sodat daar vanoggend herstel kan wees, vergifnis kan wees, verhouding kan wees, herstel kan wees, besluite geneem kan word, dat ek wil opnuut by Jesus se voete kom sit. Dankie dat u vergewe, dankie vir u genade in hierdie oomblik. Dankie dat daar niks is wat u nie kan vergewe in hierdie oomblik nie. Ek wil bid vir elke een vanmôre hier. Dankie dat hierdie verhoudingsoomblik sal wees. Dankie dat ons kan kyk na ons eie lewens en help ons Heilige Gees in hierdie oomblik. Net om ons verhouding met u so 'n bietjie anders te bekyk, dalk anders te definieer. En help dat ons nader kom en dieper gaan in ons verhouding met u. Help ons om anders te glo. Help ons om nie net u te ken van 'n afstand af nie, te glo van 'n afstand af nie, maar help ons om naby te kom. Ons by u voete kom sit op net, en dat ons daar besluite maak vir ons toekoms. Mag hierdie so 'n oomblik wees. Ons bid dit in daardie kosbare naam
naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen.